Daar was nie eers plek vir Jesus by sy geboorte nie. Lukas 2 vers 6 tot 7. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Ek wil hierdie kort gedeelte vir ons voorhou van Jesus se geboorte. Moeder Maria was besoek deur 'n engel en sy het swanger geword. Die krag van die Heilige Gees was betrokke by die swangerskap van Maria. Dit was 'n goddelike gebeurtenis wat plaasgevind het. Daar was 'n seun vir ons gebore, wat die wêreld kom verlos van sonde en ongeregtigheid. Deur die tydperk wat Jesus op die aarde was, het die mens hom nie altyd met respek en eerbied behandel nie. Jesus het in die voetspore van sy Vader gewandel en die wil van sy Vader gedoen. In die tydperk van Jesus se wandel op aarde het hy alles vir ons gegee. Wat my opval in vers 7 en genoem word, by sy geboorte het hulle nie eers plek vir Jesus gehad nie. Na die wandel van 33 jaar op die aarde het Jesus vir ons die prys betaal deur die kruisiging. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. As ons terugkyk na Jesus se geboorte en sy wandel op aarde, en dan na sy kruisiging, sien ons hoe Jesus behandel was. Kortliks wil ek net 'n opsomming doen. As ons kyk na vandag hoe die mens wandel, en dan erken ons nie die belangrikheid van Jesus se geboorte nie. Die mens het ook nie 'n plek vir Jesus in vandag se samelewing nie. Kolossense 1 vers 15. Hy is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene van die hele skepping. Maar daar is vandag mense wat die geboorte van Jesus herken en dit uitleef vir wat Jesus vir ons gedoen het. Jesus het baie vir ons gedoen en sy alles vir ons gegee. Vader, dankie vir u seun wat vir ons gebore en gesterf het en vir ons versoening aan die kruishout van Golgotha gedoen het. Help ons om hierdie oomblik net aan sy voete te bly en hom te dien met alles wat in ons is. In Jesus naam. Amen. Ek nooi jou uit om jou gebedsversoeke te deel. Ek sal saam met jou in gebed staan met die geloof dat God in jou lewe werk.